Goeiemôre almal. Ons het vanoggend 'n interessante sessie. Ons gaan 'n bietjie kyk na kontantvloei. En ek was vanoggend besig geweest om hierdeur te werk en toe het ek nog gewonder tot watter mate en hoe gesofistikeerd moet ou hier ingaan. En ek het nou ingekom en gehoor julle ouens kyk na besigheidsplanne en sakeplanne ook. So ek dink hierdie sessie behoort julle heel interessant te vind. Daar's 'n paar interessante goed wat ons gaan aanraak en gaan gesels oor. So ek hoop dit help julle as julle sou belangstel om dan die sakeplan te doen. Want ek dink 'n goeie ding is as 'n ou jou gedagtes skoon kry om dit dan op papier ook te sit. En ek hou daarvan, ek het gehoor julle sê jy hoef nie 50 bladsye te doen nie. Jy weet, ek het altyd die idee as ou hier verby 10 bladsye begin gaan, dan mis ou dalk die punte wat 'n ou wil uitkry en wat 'n ou wil sê. So vanoggend se sessie, dis maar net verwelkoming. Ek dink ons is almal dieselfde as gister. Ek weet nie of die nuwe gesigte is nie. Dalk net met wys van hande enigiemand niets vanoggend wat hier so is. Nou daar's dan iemand, môre, my naam is Ewan Oberholzer, ek's 'n direkteur by PricewaterhouseCoopers PwC, en dit is vir my 'n voorreg om hier so met julle te wees en 'n bietjie met julle te kan gesels. Ons het gister so 'n bietjie gekyk na risiko en 'n ander invalshoek daarop gebruik, en vanoggend is ons nou doenig met kontantvloei. Nou, die agenda vir vandag, ek dink ek wil kyk na die bestuur van tesourie. Nou, gebruik die woord tesourie, party ons gaan sê, man, Ewan, waarvan praat jy, man, is cashflow, man, is kontant, en ek dink dit is so, maar ek wil net so 'n bietjie kyk na die tegniese gedeelte daarvan, jy weet wat dit onder lê, wat dit onderbou. Dan gaan ons kyk na bestuur van bedryfskapitaal en wat dit behels. Dan dink ek so iets oor kontantvloei modelle, en weer eens ek vra verskoning, wat volg uit die kontantvloei modelle is ongelukkig nou in Engels, en die volgende punt is ook pitfalls with modeling. Nou, jy weet, ek weet nie wat se Afrikaans of dit gatslag is of wat dit is in Afrikaans as ou nou gaan praat van pitfalls nie, maar dis maar die tipe goed wat 'n ou moet versigtig voor wees en vermy as jy doenig is met so 'n model en jy weet wat vir probleme kan veroorsaak. En dan het ek net die laaste sessie, dink ek is belangrik om te kyk hoe link jou P&L, jou profit and loss, jou inkomstestaat na jou balansstaat toe, na jou kontantvloei staat toe. Dis 'n belangrike ding om te verstaan as jy gaan praat oor jou besigheid, is wat is die impak as ons dink ons wil groei, jy weet, wat is die impak as ons dink ons wil bietjie kleiner maak, ons wil verander in mark, jy weet, wat se impak het dit op my kontantvloei, wat se impak het dit op my balansstaat en inkomstestaat, om net vinnig daaroor te gaan gesels. As ons nou kyk na tesouriebestuur, dan ek dink 'n definisie is om te sê dis hoofsaaklike bestuur van finansiële risiko en monetêre bates en laste. Finansiële risiko gaan ons nou 'n bietjie oor praat, net so bietjie weier gee. Wat bedoel ek met finansiële risiko? En dan dink ek moet 'n ou gaan kyk en sê, goed, maar wat is monetêre bates en laste? As ek nou hierdie fancy woorde gebruik, en dis basies om te sê, man, dis my kontant bates en laste wat ek baie vinnig in kontant moet omskakel. So dis iets waar iemand vir jou gaan kom sê, maar luister nou, maat, jy skuld meer die geld, jy moet dit maar kom betaal. Dis 'n monetêre las. Die tesouriebestuur gaan daar om te sê, maar in my eie besigheid, hoe kyk ek na wat aangaan in terme van my kontantbates en die laste wat ek het, wat ek moet omskakel dan in 'n betaling. Die definisie van financial risk is dan, dis die umbrella term for multiple types of risks associated with financing. Met ander woorde, as jy jou besigheid gaan finansier, en ek sê vir jou, man, luister, ons het 'n probleem hierso met die finansiële risiko van jou besigheid. Dan sit 'n klomp risiko's waarvan ek praat. Dis klomp areas wat ek aanspreek, en ek gaan daar 2 voorbeelde wat ek daar uitgesit het, wat ons net oor moet gesels, wat ek met julle wil deel, wat belangrik is om te verstaan wat is die finansiële risiko. En dan dink ek gaan dit daaroor om te sê, maar as jou besigheid nie sy krediteure kan betaal nie, dan is jy 10-10 en het jy finansiële risiko. Dit is 'n probleem. Dit gaan vir jou 'n issue raak, want jy kan nie aangaan met jou besigheid nie. En dis vir my baie selde dat waar jy met entrepreneurs werk, dis of die bedrywighede kan voortgaan, maar op 'n finansiële kant val die besigheid plat. En dan is die vraag, maar hoe dit gebeur? Wat het daar gebeur? Nou die voorbeelde wat ek graag sal wil aanhaal hierso is die Lehman Brothers. As julle kan onthou in 2008, toe die inkrimping plaasgevind het in die ekonomie, was daar in Londen, en ek het net so eentjie agter die gebou gebly waar Lehman Brothers in was, is 'n beleggingsbank gewees. En wat gebeur het is, die ouens het 'n cash clearing rekening gehad, of 'n sweeping account wat hulle dit noem, met hulle Amerikaanse filiaal. En toe hulle die Vrydag die ouens se salarisse moet betaal, toe hulle die vorige nag daai rekening gesweep, die ander bank, hulle bankier. En toe die rekening gesweep is, hulle moes salarisse betaal, toe is daar niks. Nou, ek kan nou vir jy sê, as jy nou 'n beleggingsbankier sy salaris nie betaal nie, dan gaan hy daai dag, selfde dag, loop hy.
En dis wat gebeur het in die bank, as gevolg van likwiditeitsprobleme, was hulle salarisse nie betaal, en die ouens het so ver gegaan om hulle het sulke kaarte gehad wat jy in die geboue kon ingaan mee, en die gebruik om lekker goed uit die masjiene uit te kry. Daar's sulke masjiene gewees waar jy lekker goed en Coke so goed kan koop, en hulle het gebruik om die goed te ry en toe hulle huis toe sonder om betaal te gewees het. So ek dink dis 'n belangrike aspek om te sê, finansiële risiko op die hoogste vlak, op die grootste vlak, kry jy 'n ding soos Lehman Brothers. En dan dink ek 'n paar jaar voor dit het ons in Suid-Afrika gehad, en dit was regtig nie lekker gewees nie. Sambou Bank. Ek hoop nie daar's van u wat betrokke was met Sambou Bank in terme van om beleggings te moes verloor het nie, maar dis regtig 'n area waar as daar likwiditeit is op die bank, dan ons praat van daar's 'n run op die bank, dan beteken dit jy weet almal hardloop en die geldjies wat daar is uit te kry so gou as moontlik en so vinnig as moontlik. So dis vir 'n sake-eienaar is dit geweldig belangrik om seker te maak dat waar jy jou geld sit, waar jy jou geld hou, is die krediet van daai besigheid, van daai bank is niks meer fout nie. Jy weet, en as 'n ou nou gaan prakties raak en sê, maar beteken dit dalk moet jy geld in 2 banke sit? Jy weet, daar's sin in om so iets te kan doen ook, want dit versprei jou risiko. So van 'n tesouriebestuurkant af, wat ons dan met ander woorde vir mekaar sê is, maak seker dat jy weet hoe jou bank werk in terme van die risiko, maak seker dat jy verstaan in watse strukture jy betrokke is, soos ek genoem het, deesdae is die ouens baie gemaklik om cash clearing accounts vir ouens te gee, want hulle, as jy nou 4 of 5 verskillende besighede het, en in die een besigheid het jy bietjie meer kontant, en in die ander besigheid het jy niks kontant nie, het miskien 'n oortrokke fasiliteit, dan wil die bank dit als afset, sodat jy seker maak, jy betaal nou nie te veel rente nie. Maar as dit fisies gaan gebeur, mag dit dalk beteken dat jy in een maatskappy waar jy lone of salarisse uit wil betaal op 'n dag, dalk nie geld gaan hê nie. En dis maar tipies wat tesouriebestuur na kyk, om seker te maak dat daar wel geld in daai rekening is. En dan dink ek 'n ander punt wat ook belangrik is om oor te gesels, is net belastingrisiko in terme van die tesouriebestuur. En dis die moontlikheid dat jy kontantvloeie het. En ek sien baie keer waar ouens hulle begin 'n besigheid, man, in daai eerste jaar is fantasties. Dis regtig, hulle skree die ligte uit en daar's baie geld gemaak, daar's baie wins. En dan die begin van die tweede jaar, ewe skielik gaan iets geweldig fout met die besigheid en hulle verloor daai geld. Nou moet jy mooi verstaan, jy het op jaareinde, dat jy wins gehad, en jy gaan belasting betaal op daai wins. Al is jou geld in die begin van die tweede jaar, al het dit verdwyn. En ek dink dis 'n risiko wat 'n ou baie mooi moet na gaan kyk om te sê, soos jy wins maak, soos jy kontantreserwes opbou wat wins is, moet jy van daai goed op sy sit en op sy hou, en nie blootstel aan risiko nie, want die ontvanger sal vir jou kom, die ontvanger gaan agter jou wees, want daai jaar, ongelukkig werk dit so, jou belasting is in 'n jaar tydperk, soos in 1 jaar kan jy massiewe wins, en die volgende jaar het jy 'n verlies, 'n kontantverlies, en jy kan jou belasting betaal nie. En dis vir my 'n geweldige probleem. So 'n ou moet jou oog op daai goed ook hou, om seker te maak dat waar jy winste het, hou maar ietsie op sy daarvoor om die belasting harder te betaal. Want hulle gaan kom vir jou, en dan gaan jou besigheid en alles wat daarmee saam gaan verloor. So dis net so ietsie oor tesouriebestuur. Ek dink is belangrik ook op 'n praktiese vlak, dat ons moet kyk en sê, jou kontantvloei vooruitskattings moet gereeld opgedateer en bygehou word. Jy weet, ouens gaan vir my vra, maar wat bedoel jy, Ewan, is dit nou weekliks, is dit nou maandeliks? Jy weet, ek dink baie keer, dit hang af van hoe gemaklik jy is in jou bedryfskapitaal, hoeveel, kom ons noem het margin of headroom jy het in jou bedryfskapitaal, dit hang van dit af. Want op die einde van die dag kan 'n ou gaan en gesê, maar ek doen dit weekliks, party ouens doen dit daagliks. Jy weet, meeste sakemanne wat ek ken, as hy ingaan kantoor toe in die oggend, dan kyk hy wat's in die bank, wat gaan in die bank aan, en hy weet vir die volgende maand, jy weet, wat gaan ek betaal, wat's my uitgawes, wat's my salaris en my lone, wat's die goed wat moet afgaan. En dit is belangrik om daai goed by te werk en jou oog op dit te hou. As jy dit gaan los, gaan jy in probleme in hardloop, glo my. Ekskuus, ek sien hierso is 'n probleem as ons deur hardloop met die punte, ek moet nou weet, verby hardloop en dan teruggaan. Nou, net prakties, as ek nou vir u kan sê, wat moet bestuur dan met ander woorde doen, as hy nou sy tesourie goed wil bestuur, en jy het nou jou eie besigheid. Ek dink die eerste punt is om te sê, jy moet aanvanklike goedkeuring van krediet. As hy op krediet gaan verkoop, as hy op skuld gaan verkoop, daar moet 'n beleid vir dit wees. Sit in plek, sê vir jou mense, sê vir jou besigheid, sê vir jouself. En dis belangrik, want ek dink baie keer sit jy in die aand en jy dink, maar jy weet, dis hoe ek besigheid gaan doen, en môreoggend, jy weet, is die tyre teen die teer, en dan begin die besigheid, en dan kom hy agter, maar, ek wil nou graag aan hierdie ou verkoop, maar, ek dink hy stel my effens bloot aan risiko. Hy stel my so 'n bietjie bloot hierso, want ek is nie seker of hy my gaan betaal nie. So ek dink dis belangrik om koud en nugter te kyk en te sê, maar kom ons doen 'n aanvanklike goedkeuring van krediet. Hoe lyk dit? Hoe gaan jy besluit hoeveel jy iemand gaan leen? Wat gaan daai limiet wees?
En dis belangrik dat ou dit gaan oorweeg. Ek dink die tweede punt wat daarmee saamgaan is die kredietlimiet vlakke en die beheer daaroor. Jy weet, gaan dit net na u toe as die eienaar, of word dit aan 'n komitee voorgelê in jou besigheid, of wie besluit daaroor? Ek dink dis krities dat dit wel op die hoogste vlak, kom ons noem dit die hoogste vlak, goedkeuring moet kry, om te sê, maar hierdie ouens het nou reeds hulle kredietvlak gebruik, hoekom gaan hulle nou meer verkoop? En daar's baie keer, en ek weet in die besigheid, gaan ouens vir jou sê, man, kom nou, jy moet my help hierso. En ek dink, goeie hulp kan wees om eintlik nie aan daai persoon te verkoop nie, want jy gaan nie betaal word nie, en jy moet weet, dit gaan daai persoon ook verhoed om te veel krediet te vat. Ek het 'n voorbeeld gehad waar in 'n bandebesigheid waar die ouens verkoop het aan 'n transportbesigheid, en op die einde van die dag het die bandebesigheid die bande gaan afhaal van die transportryers se trokke af. En die eenvoudige rede was net, hulle sou nie betaal word nie, en dit moes hulle moet hulle self beskerm. So ek dink daar's 'n balans tussen, gaan ek groei en vooruit hardloop, of gaan ek sê, wag net so 'n bietjie, ek moet hier iets in plek kry om my kontant te beskerm, om myself te beskerm, daarom kan ek nie verder aan jou te verkoop nie, verstaan dit, ek wil graag, maar ek kan nie. Vir jou besigheid is dit baie belangrik om daai in plek te kry. En dan dink ek die ander ding, as ons praat van die tesouriebestuur, 'n praktiese oorweging is, hoe is jou krediet versprei tussen industrie? En dalk moet ek net vra met die wys van hande, hoeveel van u verkoop op krediet? Hoeveel van u verkoop op skuld? Net so met die wys van hande, hoeveel? Okay, daar's al 'n paar. Ek dink is belangrik, en kom ek verduidelik net wat ek hiermee bedoel. Kom ek sê ou doen besigheid en jy is in Roodepoort. En ek gaan weer die voorbeeld, kom ons gebruik 'n bandebesigheid. Jy verkoop bande, maar jy verkoop jou bande aan die ouens wat vir myne besigheid doen. En op die einde van die dag kom jy agter, maar jou hele boek, jou hele debiteure, al die verkope wat jy doen maandeliks op skuld, is aan een myngroep se diensverskaffers. Nou is my vraag aan u, as so iets sou gebeur, hoe moet 'n ou dan na jou boek gaan kyk, want ek voel net op daai stadium is ou geweldig blootgestel, sou daar iets fout gaan by daai myn. En ons weet almal wat in Rustenburg gebeur het, waar daar probleme was by die myne. As daai myn ophou betaal, dan gaan daai transportouens gaan jou nie betaal nie. En nou is jou hele boek oopgestel aan daai manne. En so dis belangrik om te gaan kyk, en as van 'n besigheidsoogpunt af 'n besluit te neem, te sê, maar ek wil eintlik in 'n ander mark diversifiseer, ek wil in 'n ander mark ingaan, want ek voel ek is bietjie te veel blootgestel hierso. En dit is baie sinvol om daaroor te dink ook, om te sê, my eie besigheid, ek kan nie net aan hierdie transportreis verkoop nie, want almal van hulle werk by dieselfde myn. Dalk moet ek dit gaan dink om te sê, maar ek moet op 'n ander geografiese gebied uitbrei, ek moet gaan kyk om 'n vlak binne die veld of die industrie te gaan betree, om seker te maak ek versprei daai risiko van my. So dis 'n belangrike opmerking daar, as jy op skuld wil verkoop, maak seker dat jy nie blootgestel is aan een spesifieke industrie, of tot so groot mate dat jy glad nie daar kan uitkom as daar probleme is nie, en ons het dit gesien in die verlede. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na die bestuur van kontantbronne. Ek dink 'n belangrike punt is om te sê, betaal jou verpligting wanneer dit betaalbaar word, wanneer dit due is. Dis baie keer wat 'n ou voel, man, jy werk so hard, nou moet 'n ou gaan staan en goed betaal, en is dit regtig nodig vir my om daai betaling te maak? En ek dink wanneer ou gaan kyk na jou kredietrekord, veral by die banke en wanneer jy finansiering soek, is dit iets om te sê, maar luister, ek betaal nog elke maand die goed op tyd. Ek betaal dit op tyd, dis belangrik dat dit op tyd afgaan, en dis vir my in terme van jou kontanthulpbronne, maak seker jy betaal dit wanneer dit betaalbaar word. Nou kyk jy ook, die omgekeerde is waar, dit beteken ook dat ek nie noodwendig sommer vooruit gaan betaal nie. Daar mag tye wees wat ek nodig het om dit te doen, en ons praat daarvan om, by punt 3 dink ek, wees op die uitkyk vir winsgewende geleenthede. En daar's baie keer waar ek weet waar 'n ou besigheid doen, en daar kom ietsie verby, waar jy weet as jy kontant het en jy kan nou intree, gaan jy baie goeie winskoopie kry, maar weer eens, hou net die oog op jou kontant. Dit help nie, jy koop alles aan en jy gaan goeie winskoopies kry en jy kry die goed nie verkoop nie. Dan sit jy jouself in 'n kontantprobleem, kontantverknorsing. Maak seker dat jy genoeg kontant vir onverwagte uitgawes het, en daar's baie van hulle. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na daai pitfalls waarvan ek gepraat het, en wat gebeur is, die ouens sê vir jou, man, ek het my kontantvloei vooruitgeskat, en jy weet, hier is die planne, en jy kyk na daai Excel spreadsheet, en daai Excel spreadsheet is 100 lyne lank, en dan sal ewe skielik in die tweede maand is daar 'n uitgawe wat opkruip of opspring, wat niemand ooit aan gedink het nie. En dis belangrik, dis daai rainy day gedagte om te sê, maar maak seker daar's ietsie vir onverwagte uitgawe. Ons sê altyd, jy maak maar seker daar's genoeg margin of headroom, om seker te maak, jy weet, jy dek so iets, want daar's altyd iets wat 'n ou nie aan gedink het nie.
En dan dink ek 'n ander ding wat ook interessant is, voorsien kontant vir kleinkas of petty cash en kasregisters. As 'n ou so 'n besigheid doen, is dit baie keer aan die ouens nou kapitaal, hulle het nou R20,000 se kapitaal. Jy weet, hy is nou reg om die besigheid te begin, maar dit sê vir nie, jy weet, jy moet nou van daai R20,000, R5,000 in jou kleinkas en in jou kasregisters gaan insit. So jy het eintlik net R15,000 van mee kapitaal wat jy mee besigheid kan doen nie. En dis 'n belangrike ding wat 'n ou moet besef as jy na besigheid gekyk is, hoe gaan daai kontant aangewend word? Ons kyk gou nou na bedryfskapitaal, ons is nou klaar dink ek met die tesourie gedeelte en die kontant bestuursgedeelte. Ek wil nou oorgaan na bedryfskapitaal toe. Nou, oor die jare was daar baie definisies van bedryfskapitaal. En die eerste een wat daar is bedryfsbates min bedryfslaste. Okay, en toe die ouens gekom en gesê, nee, maar ons moet van bedryfsbates minus nie rentedraande laste of krediteure. Dis ook een waarvan praat. Of ons kan sê voorraad plus debiteure minus bedryfskrediteure. Dis 'n ander definisie van bedryfskapitaal. Nou, ek dink die laaste een is seker die een wat die meeste gebruik word in die hedendaagse omgangstaal, maar dis belangrik om te besef, die punt is dat dit gaan oor die kontant, en watse aktiwiteite slurp jou kontant op. Nou kan ek vir jy sê, jy gaan nou in 'n besigheid in met iemand, dit kan familie wees, en jy begin nou besigheid doen, en jy is byvoorbeeld die ou wat nou kyk na die verkope, en jou broer of jou suster is die een wat kyk na die aankope. En as jy oë uitvee aan die einde van die maand, dan is daar niks kontant nie, en dan is jou garage of jou stoorkamer vol voorraad. En ek dink dis 'n belangrike aspek daai om te gaan kyk, as jy sê, maar wat beteken dit vir my as ek van voorraadbeheer praat? Dan gaan dit daarom te sê, maar het jy die voorraad aangekoop wat ons voorspel het ons gaan verkoop in die volgende 2 maande, of het jy sommer 'n bietjie meer gaan aankoop? En daai meer gaan aankoop is ongedissiplineerdheid. En dis iets wat 'n ou moet aanspreek in jou besigheid, om seker te maak jy bly binne die raamwerke. Koop aan vir wat nodig is. Moenie te veel gaan aankoop nie, want dit gaan jou kontant opslurp. Dit gaan jou kontant opgebruik. En dan dink ek die laaste punt oor die bedryfskapitaal, en dis seker 'n ding as 'n ou na die banke sou gaan kyk, wat ek dink seker een van die dinge is wat die waarste is in 'n groot kunstenaar. As 'n ou gaan dink aan Picasso of Da Vinci of enige van daai mense, 'n groot kunstenaar is regtig eers aan die einde van sy lewe wat hulle agterkom, en man, die man het nou of die vrou het nou fantastiese kuns gehad, en kyk net hoe mooi hulle dit gemaak het, as die ding van Gogh. En bedryfskapitaal is omtrent dieselfde tipe ding. Dis eintlik meer 'n kuns as wat dit 'n wetenskap is. Met ander woorde, soos jy beter word en soos jy jou besigheid beter ken, so gaan jy beter word met daai bedryfskapitaal bestuur ook. So daar's riglyne wat ons vir julle kan gee, daar's riglyne wat ons vir julle kan neerlê, maar op die einde van die dag dink ek dit is meer soos 'n kuns. En ek dink die bank en jou bankbestuurder en die ouens wat kapitaal voorsien, besef dit ook. So hoe langer jy aangaan met wat jy doen in jou besigheid, hoe beter gaan jy word daarmee, om te sê, man, ek weet die einde van die maand is dit wat gaan gebeur. Ek weet die einde van die maand is dit wat die kontant wat ek nodig het. So wat ek vir julle sê, aan die een kant is dit om te sê, man, hier is die riglyne, gebruik dit, maar aan die ander kant weet, dis is 'n goeie kunstenaar. Dis soos aard. Hoe langer jy daarmee aangaan, hoe 10 en hoe beter word jy daarmee. En ek dink ook, as jy gaan dink aan jou besigheid in terme van jou mense, die ouens wat jy gebruik, dis geweldig moeilik om nuwe mense in jou besigheid in te kry, waar hulle nie die industrie verstaan nie, en dan te verwag dat die ouens die bedryfskapitaal moet kan bestuur. Ek dink persoonlik, ek is 'n gedoktoreerde rekenmeester, maar dis een van die moeiliker dinge om te doen. Maak nie saak hoe groot die besigheid of hoe eenvoudig die besigheid is om regtig te verstaan hoe die bedryfskapitaal deur daai besigheid loop nie. So ek het regtig 'n gevoel vir ouens wat entrepreneurs is en besighede begin, om te sê, maar verstaan jy jou bedryfskapitaal, verstaan jy wat in jou kontant aangaan, want dis geweldig belangrik. So die punt hierso is net, weet dit is meer soos 'n kuns as wat dit is soos 'n wetenskap. Nou, een gedeelte wat ek net oor wil gesels, en dis nie regtig 'n pitvol nie, maar dis die woord overtrading. Nou, is daar mense wat al van overtrading gehoor het? Dalk net weer hande op, as daar iemand is wat gehoor het van, kyk, daar ek sien, daar is hom 'n paar, een paar is 2. So daar is hom een wat gehoor het van overtrading. Nou, hierdie is 'n belangrike ding. En ek dink die kapitaalvoorsieners, die ekwiteitsbestuurders, die private equity firms, die banke, kyk na dit. As jy nou 'n besigheidsplan gaan opstel, of jy dink aan 'n besigheid, wees baie versigtig oor hoe daai besigheid gaan groei. Want as jy jou bedrywighede, jou bedryfsvlak, te vinnig laat groei, en hy hardloop uit onder jou finansiering, dan is jy in 'n overtrading posisie. Met ander woorde, as jy nou jou inkomstestaat kyk, lyk dit fantasties. Man, jy het groot winste gemaak. En as jy jou balansstaat gaan kyk, en jy kyk in jou bank, dan sien jy maar, jy is oortrokke, dis weg, dis gone. En dis 'n belangrike aspek om te verstaan, die ding van overtrading.
Dis 'n besigheid wat baie winsgewend is, maar wat gebeur is op die einde van die dag, het die ouens nie hulle oog op die bedryfskapitaal gehou, of regtig verstaan, waaroor hulle bedryfskapitaal gegaan het nie. En dan het hulle geovertryd, en dan maak hy besigheid toe, as gevolg van kontant, en nie as gevolg van goeie entrepreneur of goeie bedrywighede nie. So besef dit net, dit gewoonlik te maak met dat jou siklus, waar jou bedryfskapitaal, met ander jou bates en jou debiteure, is te lank in terme van wanneer jy dan jou krediteure moet gaan betaal. Die geld kom nie vinnig genoeg in nie. So ek sê vir ouens, op die einde van die dag, as jy besigheid wil begin, hou maar by kontant, jong. Laat die ouens jou kontant betaal. As die goedjies gelewer word of die diens gelewer word, kry daai kontant in. Dis so geweldig belangrik, selfs in, jy weet, ons sien ons eie firma is 'n geweldige groot besigheid, maar die ouens sê altyd die beste fooie is die betaalde fooie. Jy weet, as die goed is in die bank is, dan is ons baie opgewonde. As dit nog op papier is of op faktuur is, dan weet ou nie, daar's baie dinge wat kan gebeur voor dit in die bank land. So as 'n oue besigheid kan doen en jy kan jou kontant genereringsvermoë so struktureer dat dit die grootste gedeelte van jou besigheid is, skitterend, bly daarby. Nou gaan ek oorstap om te kyk na financial models en finansiële modellering, en ek vra verskoning, hier is nou weer 'n bietjie Engels hier tussenin. Ek gaan oor Afrikaans gesels, maar nie die Engels so op die skerm los. Maar op die einde van die dag dink ek die finansiële modelle, en dit gaan oor kontantvloei modelle ook, word maar gebruik om paar dinge te doen. En ek dink dit wys vir jou hoe die forecast, jou vooruitskatting vir kontant gaan lyk. Nou weet ek, hoeveel van julle ouens doen kontantvloei vooruitskattings? Dalk net met die hande, hoeveel doen kontantvloei vooruitskattings? Daar's iemand daar, dankie. Daar so bietjie daar so, of werk julle met die boutekniek? Die boutekniek is in the back of 'n envelope. Wie doen bou? Wie gebruik die boutekniek? Soos jy op die agterkant van 'n ek sien daar's 'n ou wat die boutekniek gebruik. En dis ook belangrik, maar ek dink soos 'n ou jou besigheid groei, word hierdie goed dalk so bietjie meer gesofistikeerd, en ek dink laat ou net bietjie oor gesels om die wetenskappe agterop te verstaan. So aan die een kant praat ons van finansiële vooruitskattings, wat 'n ou moet bou, wat 'n ou moet hê, jy weet, en dit sit jou plan, dit sit wat in jou gedagtes is uit op 'n stuk papier, dit wys vir die ouens hoe die toekoms gaan lyk, en dit gee vir jou 'n aanduiding om te wys hoe goed jy jou besigheid verstaan. Ek sê altyd, as daar meer as een persoon in 'n kamer is en jy moet nou besigheid praat, daar moet 'n meeting of minds wees. Jy weet, ek moet my gedagtes ooreenstem. So as ek my back of 'n envelope 'n sommetjie gemaak het, sal ek vra dat my vernoot of my mede-direkteur of my, jy weet, wie ook al saam in die besigheid is, om dieselfde som te maak en dan die twee te vergelyk met mekaar en sê, maar jy weet, lyk dit dan dieselfde, maak dit sin. So ek dink die belangrike ding is, as 'n ou gaan kyk na hierdie financial models, is om te gesê, hoe lyk jou vooruitskatte kontantvloeie, en wat's my besigheidsdrywers, en hoe lyk my assumptions, watse aannames maak ek? En as ons van aannames gaan gepraat, dink aan goed soos, hoeveel dink jy gaan die verkope wees, wat gaan my inflasie wees, wat gaan rentekoerse wees, wat gaan gebeur met jou huur? Ek het eendag, interessant genoeg, ek wil die voorbeeld net noem, ek het eendag ouens gehelp, hulle was daar in die Bedford Center gewees, en die ouens 'n boekwinkel gehad daar. En die familie het op 'n stadium toe gesit en hulle somme gemaak en toe gesê, maar hulle het 'n kontrak geteken vir die huur op die gebou. En daai huur op die gebou loop op met 10% per jaar. En hulle het gekyk na hoeveel hulle die afgelope 2 jaar verkoop het, en hulle het toe probeer om 'n ander besigheidsgedeelte oop te maak, waar hulle kyk na tenders, en hulle het in Botswana tenders gewen om boeke daar te lewer aan universiteite. Maar die som wat hulle toe gemaak is om te sê, hulle gaan sien dat oor 3 jaar se tyd, is daar nie 'n manier as dat hulle met hulle boeke, die wins uit die boeke uit, kan betaal vir daai huur nie. Nou dit wys vir jou iets om te sê, maar hoekom doen jy so vooruitskatting? En op die einde van die dag het hulle die goeie A-graadse retail vloerspasie opgegee, want hulle het besef, hulle gaan aan 'n verknorsing instap. En dis belangrik, jy weet, as ou gaan planne maak en jy kyk vir die toekoms, om daai inligting te kan gebruik en te sê, maar ek sien wat hier gaan kom, soos ons nie iets anders op ander idee kry, of ons het gister gepraat so 'n bietjie met innovering op gepraat oor. As ek nie nou gaan begin koffie en koek verkoop in my boekwinkel nie, om die margin reg te kry, is daar nie 'n manier hoe ek hier gaan aanhou kan betaal oor 3 jaar se tyd nie. En ek dink dis die belangrike ding van 'n rentmeesterskap. Ou moet seker maak, jy doen jou somme reg, jy doen jou vooruitsig reg, en dan te sê, maar hier's rentmeesterskap hier, so ek sien, ek gaan nie hierdie ding kan doen nie. Kom ons stop dit eerder, ek behou my besigheid, en ons gaan in 'n ander rigting in.
So dis een van die ander voordele van as 'n ou behoorlike kontantvloei vooruitskattings maak. Ekskuus, ek sien hierdie, ek het 'n klomp punte hier, so ek moet eers verby hardloop en dan weer terug hardloop. Kom ons gaan nou terug. So die doel van finansiële modelle is om te sê support decision making around strategic options. En hier is belangrik julle, as jy weet, ou sit 'n plan uiteen en ons sê altyd hindsight is exact science. Jy weet nou, dit beteken as ons het nou hierso verby 'n punt in die toekoms beweeg, nou kyk ons terug en sê as ek maar nou net dit gedoen het of ek maar nou net dit geweet het. Maar waar 'n ou dit gedokumenteer het, besef 'n ou maar op daai stadium het ek die goed nie geweet nie. Was ek nie bewus van dit gewees nie. En dit gee net vir 'n goeie aanduiding van hoe 'n ou leer ook in die proses van om die kontantvloeie op te stel. Dis 'n proses om te leer om te ontwikkel. Ons praat hier van marketing cost reduction, new capital investments, divestments beteken net om op te hou en om 'n sekere ding te belê. En die voorbeeld wat ek hier gebruik het van die boekwinkel, dink ek is 'n goeie een om te sê, dit ondersteun hoekom ek gestop het daar. Baie keer kry jy ou dat jou beleggers dalk oor see sit of nie regtig betrokke is in die besigheid nie. Nou 3 maande later kom hulle oor en nou wil hulle weet wat gaan aan. Jy weet, jy kan nie presies onthou hoekom jy ding gedoen het nie en dan is dit lekker om die goed uit te haal en sê maar toe ons die kontantvloei vooruitskatting gemaak het, het dit vir ons baie duidelik gewys dis nie wat gaan gebeur nie en dis hoekom ons toe ons die besluit geneem het. So ou kyk bietjie meer om jou besigheid op, kom ons noem dit fondamente te bou as wat dit net op gut feeling gaan. Dan dink ek het gee vir jou 'n goeie prentjie van die historiese beweging van die besigheid. En ons sal nou kyk, die volgende slide is 'n lekker een. Dit gaan oor die pitfalls, daai gaatslag waarvan ek gepraat het, van as ouens nou begin kontantvloeie en vooruitskattings opstel, jy weet, om te kyk en te sê maar wat gebeur in die histories en hoe lyk die toekoms. Dis een van die lekker dinge as jy so iets gaan doen. Dan soos ons gepraat het, dis die waarskynlikheid van hoe die toekoms gaan lyk. En weer eens, daar's baie keer wat ek met ouens gesels, dan hulle besigheid begin, en dan wat hulle vooruitgeskat het, en wat werklik gebeur het, is totaal anderster. Nou ek wil dit ook net vir julle sê, wanneer ouens 'n waardasie gaan doen op 'n besigheid, weet net wat op daai papier staan gaan verkeerd wees. En die rede daarvoor is, die syfer is verkeerd. Die rede daarvoor is dat wat jy vooruitskat, is nooit wat in die realiteit is nie. Maar wat 'n ou vooruitskat kan binne 'n raamwerk of 'n, kom ons noem dit 'n band, bo en 'n onderpunt bly. En as jy binne dit kan begin doen, dan beteken dit dat jy begin jou besigheid baie beter verstaan, en dis 'n belangrike punt daai. Dit wys ook, ek wil nou sê by the way, maar dit is so by the way, dit wys ook vir wie ook al kapitaal verskaf in die besigheid, wys dit vir hulle dat jy jou besigheid goed verstaan. Met ander woorde, op historiese konteks het ek, hierdie is my resultate, hier is my vooruitskatting gewees. Hoe naby was jy aan daai vooruitskattings gewees? Hoe naby was jy daar gewees? As jou forecasting elke jaar reg slaan en jy kom daarop uit, dan gaan ek as 'n belegger baie gemakliker wees met jou om in jou besigheid in te koop, want jy verstaan jou besigheid net soveel beter. Maar nou weer eens, dit vat bietjie tyd om so track record op te bou en te kan wys maar ek het die besigheid gedoen en dis waar ek staan met my besigheid en dis waar my vooruitskattings ooreenstem met my werklike resultate. Dan kyk ons na best practices in financial models. Nou, ons gaan nou bietjie meer hierso nou in die tegniese goed toe as ons gaan praat van, jy weet, hoe bou jy nou 'n kontantvloei vooruitskatting, wat's belangrik daar? En ek dink een van die belangrike punte is, en ek sien dit nooit nie, en dit ontstel my effens as ek begin kyk na die besigheidsplan en 'n ou sit, maar hier's my kontantvloei vooruitskatting en jy kom agter dat jou inkomstestaat en balansstaat en kontantvloei het absoluut niks met mekaar uit te waai nie. Dis 'n geïntegreerde ding, hoor mooi, en ek sal vir julle wys hoe dit integreer, waar dit oorvleuel met mekaar. Dis geweldig belangrik om dit te verstaan hierdie. As ek my saak, ons het gister gepraat oor die sake model, en die een voorbeeld wat ek gegee het van die vurkhuisers, het die tannetjie nie mooi verstaan nie, en dit het 'n impak gehad op, dat sy nie besef het, maar as ek hierdie model aanvat, wat gebeur met my balansstaat, hoe gaan my inkomstestaat lyk, en hoe gaan my kontantvloei staat daarna uitsien nie. Al daai goed is geïnterrelate met mekaar, en gaan daaroor gesels ook. Dan is die ander belangrike ding in terme van 'n finansiële model, onthou dis nie histories nie, ons kyk in die toekoms in. En dis weer eens, dis nie 'n kristalbal nie, dis wat die verlede vir my wys, hoe die toekoms gaan lyk. Die trend wat daar is in die verlede, hoe gaan dit voortbou in die toekoms in? Dan dink ek dit moet flexible wees, dit moet buigbaar wees, dit moet buigbaar genoeg wees om dit te kan gebruik vir my bankier, dit kan gebruik word vir my belegger, dit kan gebruik word vir my suppliers, my verskaffers.
So dink daaraan dat waar jy so 'n model sal bou. Jy weet, as jy 'n back of 'n envelope maak, jy weet, jy haal hom met jou boorsak uit en jy wys hom, en jy sal by jou bankier dieselfde doen, jy sal jou supplier dieselfde doen, en jy sal jou finansierders dieselfde doen. En ek dink die gedagte met 'n finansiële model of 'n kontantvloei model is presies dieselfde. Die ding moet opgestel kan word wat dit gebruik kan word vir verskillende doeleindes. En dan dink ek die ander gedeelte is, en ons sal 'n bietjie daaroor ook gesels, is dit moet opgebou word uit drivers. Dis daar verskillende drywers en jy maak aannames oor daai drywers. Met ander woorde, 'n drywer kan wees hoeveel eenhede verkoop ek. Jy weet, 'n drywer kan wees hoeveel ure verkoop ek. 'n Drywer kan wees hoeveel manne het ek of vroue het ek in diens van my, want ek weet per maand kan hulle vir my soveel lewer. En dis belangrik om daai drywers te verstaan. Wat dryf die besigheid van jou? Is dit dalk enige vrae op hierdie stadium? Topklas. Nou hier is ons by die pitfalls en die gatslae, en ek wil van bo af deur hulle werk. En tipies wat gebeur, dat wanneer jy nou gaan kyk en ouens gaan nou, jy weet of dit 'n back of 'n envelope sommetjie gaan maak, en of hulle nou gaan uitwerk op 'n behoorlike Excel spreadsheet. Die eerste ding gaan overestimating volume growth. Nou, as julle nou kan sien, naas my pennetjie nou, as julle nou hier gaan kyk, tipies, lyk die historiese so, dit gaan op, en dan kom dit af. Nou gaan julle sien as jy vooruitskattings doen, en ek sê nou vir julle, praat nou met die banke, praat met die private equity companies, praat met die ouens wat sakeplanne beoordeel, hoe dit gemodel word is so. Met ander woorde, ons begin en dan gaan dit op en 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 op. Nou tipies noem ons hierdie ding. Wie weet wat noem ons hier so tipe effek? Enige iemand? Wat sê jy daai dingetjie daarso? Kyk, daar sê weer. Hier loop hy net aan die ander kant toe, daar sê weer. Enige iemand, wat noem jy daai effek? Ons het 'n term vir dit. Yes, meneer. Dis 'n bulmark. Okay, nee, ek hou van die bulmark hier. So, ons praat van 'n hockeystick. Dis as jy nou gaan in 'n bulmark gaan oorestimate, dis wat besig is om te gebeur daarso. En wat ons dan gaan sê in 'n hockeystick, kyk hoe gaan hy gaan eers so 'n bietjie en dan begin hy opgaan en dan ramp hy op. En daai bulmark gedagte beteken dan dat jy overestimate jou volume groei. Met ander woorde, as ek praat van jou volume, dan bedoel ek hoeveel mense het ek toe ons nou gepraat van jou drywers. Wel, ek gaan meer uit hierdie ouens uit kan kry. Hoeveel eenhede het ek? Wel, ek gaan meer eenhede kan verkoop. En tipies as mens overestimate ons dit. En julle kan sien daarso misjudging total industry or segment demand. Ons het gister gepraat hierso van toe ons gesels het oor die dame met die vurkhuisers, het ons gesê die mark was ek dink 10.000 eenhede gewees en toe het geval na 7.000 toe. Maar hoeveel van daai mark gaan jy vat nou? Hoeveel van daai mark gaan jy betree? En soos ek sê, tipies overestimate ons daai ding. Kyk ook net hierso daai vlak daarso teenoor daarso. So ons is tipies meer bullish, ons tipies, hulle sê daar's 'n bias om positief te wees in 'n entrepreneur. Met ander woorde, daar's 'n onewewigtigheid binne in my om eerder positief te wil wees en dis wat ons tipies sien as ons modelle begin bou. Dan sien jy ook overstating the results of product introduction or market initiatives. En hierdie is 'n geweldige belangrike ding. Baie keer kom ouens na my toe en sê man, hierdie is 'n nuwe produk, dit gaan vlieg, dis wat gaan gebeur. Nou kan ek nou vir julle sê, as jy vir hom gaan vra of vir haar gaan vra hoe lank gaan dit vat? En nee man, dit gaan 'n jaar vat. Sit nou maar, maak dit maar 2 jaar. Time and again, dis net bewys. Dat as entrepreneur gaan kom en sê, dis hoeveel ek gaan vat, besef net, dit gaan eintlik 2 keer langer gaan vat. Dit gaan 2 keer langer vat. Dis maar net, as entrepreneur is ons baie meer positief. Kyk ons meer positief na goed, en dan kom dit deur in hoe ons modelle bou. Dan die tweede een is die overestimating of prices. Nou, presies dieselfde, hierdie een loop net so 'n bietjie hoër op, en dan kom hy af, maar selfde ding en hy gaan op die einde van die dag afkom. As ons forecast, is dit net positief die hele tyd. Hy loop die hele tyd positief. Overestimating of prices. Nou, ek wil gou die storie vertel. En dit is nou 'n persoonlike ervaring van die overestimation of prices. Nou, vat dit nou maar van wie dit afkom, maar ek was toe ek op in hoërskool was, in matriek was, het ek daar in Boortouwel in die Vrystaat gebly. En ons het toe besluit, man, eendag, ons gaan so 'n besigheidstransaksie doen, waar ons by die een oom, een boer daar op die plaas, so 'n paar rand gaan leen, en dan gaan ons daar uitry na Parys toe, en daar's leeuhoenders daar wat nou uitgelê is, en dan gaan ons nou die leeuhoenders koop by hom, en dan gaan ons nou terugry, ons het so 'n sleepwa gehad, wat ek by my pa geleen het, dan gaan ons nou terugry Botawil toe, en dan sal ons nou daar nie in die swart woongebied en lokasie, die hoenders nou gaan verkwansel, en ons het nou mooi uitgewerk, jy weet, ons gaan die hoenders vir X bedrag koop, en dan gaan ons hom nou weer vir X bedrag gaan verkoop. En die ouens wat my gehelp het, was 'n vriend van my, Gys, en my broer was ook daar, en hulle het gereken, ons gaan die hoenders kan verkoop vir tussen 12 en 15 rand,
En ons het gedink, ons gaan die hoenders nou kan koop vir tussen 8 en 9 rand, as het nou uitgelê is. So toe het ons het nou gedoen, ons het toe nou 500 uitgelede lêne gaan oplaai daar in Parys, teruggejaag Botawil toe, en toe daar gaan sit, en nou ja, doen ons daai dag het ons 2 hoenders verkoop. En die punt wat ek nou wil maak daaruit is, die prys was misgeskat totaal en al, en die volume was misgeskat totaal en al. En ons het toe nou 'n plan gemaak met die hoenders, maar die les is geleer om te sê, waar jy so gedagte maak, en dis baie moeilik om teen die enthousiasme van so 'n entrepreneur te gaan praat, om te sê, maar luister net, het jy al die hoenders daar in die swart woongebied verkoop? Weet jy, hulle gaan bereid wees om soveel te betaal? En as die antwoord is, het jy dit al, en die antwoord is nee, dan dink ek is daar onsekerheid, ons het gister gepraat oor 'n risiko, daar is onsekerheid, en wees dan baie versigtig oor wat die vooruitskatting wys. Op die einde van die dag, net om hierdie storie tot finaliteit te bring, het ons al die hoenders wel verkoop, maar ons het dit oor 'n jaarperiode moes doen. So toe moes ons nou gaan teruggaan na ons finansierder toe en vir die oom gaan verduidelik, luister, ons gaan nie onmiddellik, ons het die Vrydag die geld geleen, ons sal dit nou die Saterdag verkoop en dan ons het weer Maandag weer teruggaan. Ons het dit die Maandag terugbetaal, maar 3 maande, 4 maande later eers. Nou, soos ek sê, dit demonstreer net die punt om seker te maak dat waar jy so 'n transaksie doen, maak dit seker dat jy overestimate nie die pryse wat jy gaan kry nie, want dit mag dalk net wees dat jou mark nie bereid is om dit te betaal nie. Dan kyk ons na die underestimating of costs. Weereens, histories wys dit bou net op, en om een of ander rede, wanneer daar so vir uitskatting gebou is, verwag ons dat kostes gaan afgaan, en ek kan nie verstaan hoe dit gaan moontlik wees nie. Maar glo my, as julle nou julle kontantvloei vir uitskattings of julle sakeplanne gaan opstel, lees net deur dit, dan kyk julle hoe julle forecast. En daar's alle redes hoekom jy kan vind, hoekom dit gaan gebeur. In praktyk gebeur dit nie. In praktyk gaan kostes op, ons het inflasie, en inflasie is omtrent konstant. Maak nie saak wat se triks jy trek of hoe jy jou besigheid probeer verander, om kostes te gaan probeer afkry, is een van die moeilikste goed wat daar is om te doen. En dis 'n bewys van wat ons hierso cost estimating. Nou sê ons typies overlooking wage and other cost increases. Jy weet, ons werk van 'n beginsel af en sê, maar ek weet my wages gaan opgaan met 10%, so ek het dit ingebou 10% volgende jaar, 10% die jaar daarna, dan kom jy agter in die industrie, oeps, daar was 'n staking gewees, as die 10% nie is 15%. En onthou, dit is 50% meer op jou wage bill. Dis nie net 15%, 5%, nie, dis 50% meer. Van 10 na 15 toe is 50%. So dis 'n belangrike punt om daai net in ag te neem. En dan die ander een is underestimating capital requirements. In ander woorde, as ek nou kapitale goedere, ek het toerusting nodig, ek het 'n masjien nodig, ek het banke nodig, of ek het rekenaars nodig, of ek het rekenaarnetwerk nodig. Kyk hoe loop hierdie ene ook. Histories is, hy gaan op die koste en dan kom hy af, en op hierdie ene forecast, nee, want ons gaan hom so gebruik, capital efficiency, hy loop so op, maar ons gaan dit meer en meer gebruik. Op 'n stadium word daai kapitaal, word daai goed, is dit verouderd. Of dit nou rekenaarsagterware is, of die bakkie is wat jy ry, of die toerusting of die plant wat jy gaan gebruik. In die mark is ouens besig om jou verby te gaan. So ek dink 'n belangrike ding is overlooking full cost of capital expansion efforts, failing to link growth forecast with capital requirements, underestimating risk and regulatory requirements. Ons gister 'n bietjie gesels net oor Vodacom se groot ding oor die risks, en dis belangrik weer eens. Jy weet, ewe skielik moet jou mense wat rondry, moet hulle harde skoenpunte begin, of hardepunt skoene begin dra. Nou moet jy dit vir hulle koop. Dis ekstra koste, dis geld uit. Jy weet, of die ouens ry jou bakkies te hard, nou moet jy iets insit wat hulle gaan beheer. Dis ekstra kapitaal, dis kontant uit. En dis goed wat ouens nie in ag neem wanneer jy modelle bou nie. Ek dink hierdie is een van die, seker jy weet, die slide in hierdie pakkie wat ek die meeste van hou in terme van wat ons tipies verkeerd doen wanneer ons forecast doen. Is daar enige vrae oor hierdie skyfie? Goed, ek wil gou deur hardloop en dan net kyk, as ons nou kontantvloei modelle gaan bou, hoe bou ons dit en wat is betrokke daarbey? Nou, daar's tipies is daar 5 areas. Die eerste is, jy moet jou besigheid, diagram van jou besigheid moet opstel. Nou, ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee van so ene. Dan moet ons gaan kyk na die struktuur van die model. Hoe lyk so 'n model? Jy weet, dit is maklik om te sê, nee, maar stel 'n model op, jy weet, maar hoe lyk die ding? Waarvan praat jy, Ewan? Dan moet ons gaan kyk na, en die volgende 3 punte is tipies wat ek sien, waar ek voel, ek het regtig empatie met ouens wat so ding probeer doen, en dan kom jy agter, man, maar jy weet, hulle die Excel aangeskakel, hard gewerk, 3-4 nagte, miskien 'n week aan mekaar, en dan die model wat hulle daar gebou het is, jong, hy is nie die moeite werd om eers na te kyk nie, want die goed skakel nie in met mekaar, het praat nie met mekaar, en is hartseer, want die ouens het effort ingesit. Ek dink die leer vir my daar uit is om seker te maak dat, jy weet, jy kan verander in terme van
leer hierso iets uit, jy weet, en gebruik dit. En baie ouens word kwaad en sê, ja, maar jy weet, dis hoe dit opgestel is, en dis hoe dit is. Nee, dit is nie so dit is nie, gaan verander het, en maak het reg. So dis design input tables, met ander woorde, hoe lyk die tafels, of hoe lyk die inset wat jy gebruik in jou model, wat is dit, hoe lyk dit? Dan sê ek design calculations, waarvan praat ek, sê design calculations, want daar moet seker berekeninge gedoen word, wat ek nie met 'n stuk papier gaan doen nie. En dan sê ons, kom ons kyk, hoe lyk 'n outset page, design die output page. Nou weer eens, en dit is iets wat persoonlik oumas maar leer en ontwikkel by, output page gaan oor die aanbieding van dit. En dis belangrik, want wanneer jy iets aanbied, of dit nou jou bankbestuurder is, of dit jou aandeelhouers is, of dit vir jou suppliers is, het dit 'n impak op daai mense oor hoe die goed lyk. As die ding gaan flentergat lyk, dan gaan jy flentergat oorkom en dit lyk net nie goed nie. Jy weet, as daai back of envelope, as dit nou 'n mooi skoon envelope is en jy wys vir die ouens en is netjies 'n sierskrif geskrywe, lyk dit dan heeltemal anders as 'n envelope wat 3 weke oud is en wat nou geskeur is op die kante en wat jy op tee en koffie gemors het. Dit lyk net beter. So maak seker dat waar jy so 'n model bou, iemand daar deurgegaan het en gesê, maar die ding lyk mooi ook, hy lyk mooi. Dis nie net die syfers wat daarin is nie, maar dit kom mooi oor. Dit laat jou net beter voel en gemakliker voel met die persoon wat dit vir jou aanbied. So kom ons kyk gou hierso, ekskuus ons hardop nou hierso. Wat ek vir julle hier gaan verduidelik of net gaan wys is, dit gaan oor 'n treintrok vervaardiger. Ons het gister, as julle kan onthou, daai een skyfie wat ons gehad het gewys waar die ouens is in terme van die sofistikasie van risikomodelle, en ons het spesifiek gepraat daaroor treintrokke wat bestel word. Nou, ek het nou net 'n treintrok vervaardiger gebruik, en dalk is treintrok vervaardiger een woord, en die ou in sy groep het 3 besighede. Okay? Hy het 3 maatskappye in sy groep. Nou is die vraag is, hoe gaan die model lyk wat gebou moet word? Ons het nou ek het nou klomp goed gesit en praat hier, maar hoe gaan daai model lyk? As ek nou die ding moet begin bou, hoe gaan hy lyk? Fisies, wat gaan ek moet doen om te verstaan wat ek besig is mee, en wat se insette ek hier wil uitkry? Nou kom ek wys vir julle. Nou wat ons hierso het, en moet nou nie skrik nie. Kyk gou, ons het hierso, hier is die maatskappy 1. Die company 1, dis die wagon revenue over time, met oor tyd. So kom ons sê dis vir 'n jaar. Daar's maatskappy 1 se revenue. Jy plus dit by maatskappy 2 se revenue. Jy plus dit by maatskappy 3 se revenue. Okay? En dis jou revenue vir daai groep, vir die maatskappye. Nou dieselfde beginsel is hier van toepassing as jy 'n groep maatskappye het of in jou besigheid verskillende inkomste strome het. Moet jy dit so in 'n diagram, bou dit so in 'n diagram dat jy verstaan waar dit vandaan kom. Nou kyk nou net gou, nou sê ons goed, maar as ek nou maatskappy 1 sin wil verstaan, waarna moet ek kyk? Dan sê ek goed, jy moet verstaan die revenue per wagon en die number of wagons. Dit gee vir jou daai revenue. Nou baie ouens gesê, maar my magtig man, dis so eenvoudig. Dis jy's die punt, maar sit dit uit een. Bou dit, want in daai een fout gaan jy agterkom dat daar foute kan wees in jou dinkwerk. Dieselfde is van toepassing hierso. Weer eens, jy vat daai en jy maal hom met daai en vat daai en maal hom met daai en vat daai en maal hom met daai en. Dis jou revenue. Nou gaan ons sê, maar goed, as ons nou praat van die number of wagons, hoe kry jy die number of wagons? Wagons for extra capacity, replacement wagons. Onthou daai gesprek gister oor die forklifts, ek dink is om dieselfde tipe ding hierso. En jy doen dieselfde reg deur. Intermodal wagons, dis 'n ander tipe besigheid. Wagons for grain, wagons for coal. En jy sien die verskillende besighede. Dit lyk op hierdie vlak, lyk dit oor, dis 3 maatskappye wat presies dieselfde doen. Nee, extra capacity replacement. Hierdie ouens het vir steenkool en vir graan. Daar kan jy verskillende revenue streams begin uitkry hierso. So is belangrik om die goed te kan sien en te sê, dis die diagram van my besigheid. As ek my sakemodel uiteensit, hoe lyk dit? Waaruit bestaan dit? Nou hier's 'n voorbeeld van so iets. Dis nou, praat ons nou maar van die driver trees, wat die inkomste genereer, die inkomste dryf. So byvoorbeeld, as jy 'n besigheid het wat, kom ons sê, wat van mense gebruik maak, en jy het verkoopsmense, dan ek sal daai verkoopsmense so neersit en sê, maar daar's die ou, hoeveel ouens gaan hy besoek, hoeveel ure gaan hy besoek, hoeveel takke gaan hy besoek, hoe gaan hy rondreis om dit te moet doen? En dis die belangrike gedeelte om te sê, maar kom ons kyk hierna en sê, wat dryf dit? Hier's 'n voorbeeld van hoe dit kan lyk. Nou sê ons, en ons kyk nou hierso, onthou daai 5 punte wat ek genoem het, diagram of the business, ons het hom nou net na gekyk. Nou sê ons structure the model. Wat gaan die model wees wat jy nou hier gaan gebruik, Oberholzer? Nou gaan ek sê, goed, jy moet insette kry, jy moet input sê. Waaroor gaan die inputs? Wel, dit gaan oor my customer. Dit gaan oor my fixed costs en dit gaan oor my variable costs. En die gedagte op die einde van die dag om te sê, as ek na my output gaan kyk,
En hierdie is net jou, daai EP is jou, kom ek spring net gou terug, daar is jou expansion profile. So wat ons hierby uitkom is sê, maar hoe lyk my expansion profile per customer? Met ander woorde, as ek 'n customer het, hoeveel meer gaan ek aan hom verkoop? Hoe gaan ek dit reg kry? As ek my expansion profile by produk, hoeveel meer van die produk gaan ek verkoop? Waar gaan ek meer van dit kry? Hoe gaan ek dit reg kry? En so kan jy deurhardloop deur die output. Met ander woorde, jy het jou insette, wat is in jou insette? Ons gaan nou kyk hoe jy so 'n tabel, so tafel ontwerp. Die calculation, dis 'n berekening. En dan kom jy by customer P&L uit. Hier's 'n allocasie. Met ander woorde, ek sê my vaste koste. Ek het huur van my gebou. Ek het water en elektrisiteit. Ek het wat se ander vaste koste ek ook het. Met ander woorde, dis koste wat ek nie kan vermy nie. Dis koste wat ek nie kan wegkom vanaf nie. Gaan allokeer dit na jou customers toe. Gaan kyk of daai customer van jou regtig winsgewend is. Dis een van die belangrikste dinge wat ek dink, en selfs in ons eie besigheid, waar ou moet gaan kyk en sê, maar hierdie customer wat ek geld uitmaak, ek verkoop goed aan hom. Hy betaal my. Maar is hy winsgewend in my besigheid? Draai by tot my besigheid? En dis vir my 'n belangrike vraag, dat 'n ou daai gaan verstaan. Dan gaan jy kyk na jou variable cost. Nou tipies is 'n variable cost is iets wat afhang van drywers. Met ander woorde, ek het 'n variable cost van X omdat ek soveel eenhede verkoop. Ek het 'n variable cost van Y omdat ek soveel mense het. Dit hang af van iets. En 'n ou moet daai mooi kan verstaan. As jy dit mooi kan verstaan, deel jy dit toe na jou customers toe. Dis 'n berekening. En hierdie ene is per channel. Nou, aggregate beteken om by mekaar te sit. Pool is net, ek vat dit eenvoudig van my customers af en ek sit dit so intoe. Aggregate is weer eens, ek tel dit by mekaar. Ek moet dit by mekaar tel en sê, daar's my som, dis hoe ek daarby uitkom. Nou begin jy goed uiteensit en sê, maar ek begin my kontantvloei regtig verstaan. Hierdie besigheidsmodel begin vir my sin maak. Nou, hierdie is effens aan die abstrakte kant. Daar is skyfies verder aan wat ons kan praat oor hoe die verskillende lynitems in my inkomstestaat en balansstaat impak het op my kontantvloei, en ek sal daarby kom. Dan gaan hulle sê, goed, kyk gou 'n bietjie hierso, en ek dink die belangrike een vir my is die regterkant se boksie daarso. Wanneer jy input tables design, en tipies op 'n Excel spreadsheet, sit aan die onderkant, dis my input page. Nou sê hulle, always have a global input page, which includes tax, inflation rates, cost of capital, al die typiese goed wat jy 'n assumption van maak, wat ek assume gaan plaasvind in die toekoms, sit jy op jou input page. Moet dit nie hardcode op jou calculation page nie, asseblief. Dit breek ouens as hulle daai ding probeer aanpas, of jy vat vir jou bankier, of jy vat dit vir jou finansierder, en nou jy skielik wil jy 'n aanpassing maak in die inflasie, en jy daai goed gehardcode op jou berekeningsbladsy, dan wil almal weghardloop, want nou moet jy terug aan huis toe, dit gaan jou 3 ure vat, om die bladsy op te dateer, terwyl jy dit so kon gedoen het, dat dit 'n input page was, en dit het deurgehardloop deur jou berekeninge. Any hard-coded number used in the model should appear on the input page. Hardcoding beteken, dis nie 'n berekening nie, dis iets wat ek intik. Met ander woorde, as ek my sales vir die volgende jaar gaan uitwerk, moet dit nie iets wees wat ek gaan intik. Dit moet iets wees wat ek uitwerk uit my assumptions uit van wat ek gekry het toe ek my model gebou het. Toe ek daai design gedoen het vir my besigheid. Dis wat ek gekry het, want ek het aanvaar, ek het soveel trokke gekry. Soveel trokke is 'n hard-coded number, dit staan op my voorblad, dit my input page. En dan hardloop hy deur in jou berekeningsbladsy in. Calculations on input page should only be used when appropriate. Met ander woorde, as dit net van toepassing is, gebruik jy die berekeninge. Die berekeninge sal tipies deurhardloop op jou berekeningsbladsy waar jy vir die mense wys. Vir jaar 1, hier's my syfers, hier's my maandelike syfers of weeklikse syfers. En veral as 'n besigheid begin, sou ek voorstel, ou moet gaan kyk om dit weekliks te doen eerder as om dit te gaan maandeliks doen. En die rede daarvoor is dat jy jou kontantvloei varieer geweldig. Dis eers later dan, as jy 2, 3, 4, 5 jaar in is, dat jy op 'n maandelikse basis eintlik moet kan begin werk, om te sê, maar ek verstaan nou waar my kontantvloei vandaan kom. Data should flow from top to bottom. Maak tog net seker die goed vloei van bo na onder, want baie keer begin die ouens hulle design 'n ding, en jy begin kyk, en dan moet jy op blyntjie 595 begin kyk, en dan loop hy aan die ander kant toe deur, en as jy 2 minute ingepraat het jy nie 'n klou waar jy is, of wat aangaan in die model nie. So as jy so 'n ding sou bou, en jy's kontantvloei uiteen sit, maak tog seker jy doen die ding van bo na onder. Hy vloei, daar's vloei aan dit. En dan die laaste een, input data should be sense checked or grounded as you go. Met ander woorde, maak seker dat wat jy intik, dit maak sin. Jy weet, dit is nie iets wat jy sommer die lug uitgryp, wat jy nou moet insit hier nie. Daar's ondersteunende dokumentasie, daar's ondersteunende support vir. Dan design calculations, en het gaan vir my hierso weer eens, daai blokkie aan die regterkant, gebruik 'n consistent approach vir dieselfde formules, en
Save alternative calculation method for checks. Met ander woorde, aan jou tabs aan die onderkant, as jy nou Excel gaan gebruik, save daai version 1, of daai version 2, of daai version 3, maar verskillende tabs aan die onderkant. Moet dit nie probeer doen op dieselfde tab of dieselfde sheet nie. Dit raak geweldig moeilik as jy na daai goed probeer kyk, en dan die ouens hierso, man, in reeltjie F25 het hulle syfertjies ingesit, wat hulle eintlik moes gekopie het na 'n nuwe bladsy gedoen het. Maak seker van dit, ek wil nie te veel hierso op gaan nie, dit raak bietjie detail hierso, maar dit gaan daaroor as dit behoorlik gedesign is, maak dit voorsiening vir die beste flexibility vir wat jy dan die model voor kan gebruik. En dan, hier's 'n sample output page, dis net 'n voorstelling van hoe die ding kan lyk, maar julle gaan sien dat op so 'n bladsy, kyk bietjie wat als op die bladsy is, en ek gaan net so 'n bietjie deurpraat daarso, want hier's geweldig ryk aan inligting, wat jy kan doen, en is mooi uiteengesit. Met ander woorde, as jy nou hierso afgaan, daar het jy jou inkomstestaat en balansstaat, dis die inkomstestaat view. Daar loop my inkomstestaat deur tot hier aan die onderkant, so ek verstaan presies wat hier ingaan, net operating profit after tax, kyk hoe loop hy, daar's my jare deurgesit, en dis alles op een bladsy, daar's my revenues, en ek kan vaar die revenues is seker in duisende, en dan het ek my balansstaat uiteengesit, en hoe ek my kapitaal aangewend het, en daar is my kontantvloei gedeelte ook. So, op een bladsy het die ouens reg gekry om 4 jaar se inligting uiteengesit te kry, en alles is gelink aan mekaar. En ek dink dis belangrik dat 'n ou, vanoggend het hulle ook gehoor van die sakeplan. As 'n ou jou mind regtig, as jy jou verstand gaan toepas, en jou common sense begin gebruik, en jy gaan pas dit toe, behoort jy goed so eenvoudig as moontlik op een bladsy op een plek te kan sit. As dit oor 15 verskillende bladsye hardloop, en dan raak dit morsig, dit raak nie mekaar, dit wys vir my eintlik, jou dinkwerk is nie mooi skoon genoeg nie. So dan is die ding om te sê, maar probeer dit op 'n beter manier, op 'n ander manier neergesit kry. So hierdie is vir my belangrik. Link output pages directly to calculations, want ek wil sien, as ek nou daar gaan klik en sê, maar kyk net bietjie hierso, dan lyk my daai ouens het dieselfde siekte, net expenses, daar gaat hy, hier gaat hy af. Hoekom is daai net expenses daar? As ek op daai ding sou klik, sou ek graag wil sien waar daai berekening vandaan kom. Dat dit nie hard-gecode is, met ander woorde, iemand het nie daar gesit in 115 ingetik nie. Dis 'n berekening wat kom van ergens af, dat ek kan verstaan waar daai vandaan kom. Selfe hierso in die jare word meer. Jy sien, kyk hoe gaan die hockey stok effek. Gaan 'n bietjie af, daar skiet hy nou op. Kyk hoe gaan die inkomste. So hierdie ouens het in dieselfde trap geval as wat ek julle van vertel het. Jy weet, en dan begin ou die vraag vra, sê maar, hoekom gaan dit nou? Ek verstaan nie lekker hoekom dit nou gaan minder word nie. Wat is die storie daar agter? Kan dit vir my verduidelik? En ek dink dit raak dan belangrik om te sê, maar ek kan my gedagtegang, ek kan my thought process kan ek verduidelik in terme van wat op die plan uiteengesit is. Net vinnig 'n tipiese kontantvloei, en ek weet nie hoeveel van u kyk na die kontantvloei in die besigheid en stel dit op. Die finansiële state praat tipies jou kontantvloei staan uit jou operating cash flows, jou investing cash flows en dan jou financing cash flows. Dis maar 'n tipiese kontantvloei staat wat opgestel is. Nou die belangrikheid van hierdie ouetjie is, op die volgende slides gaan ons kyk na hoe die verskillende afdelings, receipts byvoorbeeld, waarvan praat ek as ek sê receipts, hoe loop dit deur my besigheid, waar kom dit deur die besigheid om dan so kontantvloei te kan opstel. So kyk het gou hierso, separate into operating, investing en financing, daar is jou operating, is investing en financing modelle, en dan praat hulle van accounting pro forma statements include working capital, daar is typies jou bedryfskapitaal as jy gaan kyk, daar is jou debiteure, as jou suppliers, en hierdie gedeelte, daai kom af van jou balansstaat af, daai. Ek sê hulle nou wys waar dit vandaan kom. Op jou balansstaat word dit afgelees. So as ons so vinnig gaan kyk, sê goed, daai is balansstaat, hierdie sal ons praat, dis verskillende afdelings, daai gaan ons gepraat oor, en daai gaan ons praat oor verskillende afdelings. Maar maak net seker dat jy besef, kontantvloei staat, operating cash flow, dis jou bedrywighede. Dis as ek nou geld gaan, of goed gaan belê, as ek nou met ander woorde capex is jou kapitale uitgawe, capital expenditure, dis jou sales of assets, ek assets verkoop en dan rente wat ek verdien, want ek geldjies het ek nou in die bank gesit, en hier is my finansiering van wat ek gebruik op my kontantvloei. Daar is hy. Nou, hierdie ouetjie lyk moeilik in die mekaar, kom ek verduidelik hom gou. As ek nou na my P&L gaan kyk, het ek revenue, daar is my revenue. Goed, dis my inkomste. Dan het ek COGS, dis cost of goods sold, cost of sales. Ek het selling, general and administration expenditure. Nou kom ons kyk gou hierso. As ek op my P&L my revenue gaan insit, hoe link hy na my receivables toe en my debtors? En 'n ou moet daai verhouding verstaan. As jy geen skuld verkoop het nie, met ander verkoop nie op krediet nie,
gaan daai nie daarna toe link nie. Dan word hierdie model eintlik eenvoudiger. Maar besef net, daai revenue link na jou receivables toe, na jou debiteure toe. So as ek ewe skielik gaan begin meer verkoop, en onthou daai punt oor die overtrading wat ons nou van gepraat het. As ek nou ewe skielik sê, maar ek gaan opruim, ek gaan nou my besigheid begin groei, ek gaan meer verkoop. Wat gaan met jou debiteure gebeur dan as jy meer verkoop? Onthou, dit strip jou kapitaal op. Dit strip jou kontant op. Cost of goods sold, inventory, dis met ander woorde my voorraad. Ek het voorraad daarso, en daai cost of goods sold gedeeltetjie beteken dan ek in terme van my verkope moet dit mos ergens vandaan kom. Dit kom uit my voorraad uit. En ek moes aankope gehad het en daai aankope kom uit my trade creditors uit. So kan jy sien hoe dit op die balans staat. Hier is jou balans staat, hoe dit in die balans staat en dan die inkomste staat, hoe die goed met mekaar verband hou. En dit is belangrik om dit te weet. Die volgende slide kyk ons vinnig net hoe dit dan deurvloei na jou kontantvloei staat toe. Dan kyk ons na jou hierdie EBITDA. Weet julle wat's EBITDA? Is 'n bekende term. En die ouens praat EBITDA as earnings before interest, tax, depreciation and amortization. So dis eintlik net hierdie spulletjie bymekaar getel, so 'n fancy woord, bymekaar getel tot daarso toe. Dit gee jou totaal. Daai totaal se naam is EBITDA. Met ander woorde, daar's jou depreciation, daar's jou amortization, daar's jou interest, daar's die interest en daar's jou tax. So dis maar net hoe die ding vloei van bo af onder toe, daar's EBITDA, dis my EBITDA number. En die ouens gebruik dit nou om te kyk en sê maar hoe groei jou bedrywighede? As jy nou gaan kyk na jou bedrywighede, hierdie is kapitaal van aard en hierdie is jou finansiering. Nou kom kyk net hoe vloei dit nou deur. As ek nou praat van kapitaal, kan julle sien op die depresiasie. Daar sit in my vaste bate. Intangibles, dis goed soos goodwill, of as ek nou 'n bate gaan koop, dan gaan my nou die Afrikaanse woord vir intangible. Dis iets wat jy nie aan kan vat nie, man, maar dis 'n tipiese bate, is goodwill, of is 'n brand name, of is 'n trademark, of is intellectual property. Daai tipe sit daar so in jou balans staat, daar sit hy. Goed, en dan jou rente, daar's jou overdraft, dis EBITDA, dis my rente, en ook op my lenings, daar vloei hy deur. Dan jou belasting, dit gaan in jou provision for tax op my balans staat. En dan jou retained earnings op my inkomste staat loop deur tot jou retained earnings op my balans staat. So hier is belangrik, so waar ou so model gaan bou, wees bewus daarvan, en dit vat bietjie dinkwerk hierdie hoor, dit vat so bietjie tyd om te sit en te sê, as ek my inkomste gaan verhoog, soos ek in my model nou op my Excel spreadsheet gaan, en dan gaan sê, goed, ek verhoog nou my inkomste, dit het 'n impak op my debiteure. Daai impak wat dit op my debiteure gaan hê, is 'n assumption wat ek gemaak het, want ek sou tipies sê, kom ek vat 'n voorbeeld weer van die bandebesigheid. Ek het 'n bandebesigheid en ek verkoop 60% van al my verkope is op rekening. So as ek R1 meer gaan verkoop in daai bandebesigheid, gaan 60 sent daar my debiteure moet ingaan. Nou as ek R1 meer gaan verkoop op my debiteure, wat's my winsmarge? Kom ons sê dis 20 of 25%, dan beteken dit omtrent 75% wat uit inventory moet uitkom. En ek moes dit in krediteure gehad het. So dit raak dan belangrik om te sê as ek daai model opbou, dat die goed met mekaar gelink moet wees. Dit moet verband hou met mekaar. Weer eens, as ou na 'n model begin kyk en dis 'n kontantvloei vooruitskatting en die ouens begin kleitrap hier dat die goed nie met mekaar sin maak nie. Jy verander een syfertjie in die model op die revenue en dit gebeur in die debiteure en dit vloei nie deur en dan begin 'n ou maar bietjie wonder, jy weet hoe die model gebou is. En ek dink dit is belangrik dat 'n ou dit verstaan. Jy weet hoe gebruik jy daai model? As jy jou BOE, jou back of envelope gebruik, want jy trek 'n streep deur die envelope en jy weet jy doen hom op die ander kant weer. En met die Excel spreadsheet moet jy seker maak daai goed link met mekaar. Kom ons kyk net, nou lyk dit nog erger. Onthou ons het nou hierdie gedeelte klaar bespreek. Kom ons kyk nou net, ons praat nou van die kontantvloei. Nou onthou julle die kontantvloei het ek gesê bestaan uit die 3 gedeeltes. Hier is jou operating gedeelte, hier is jou investing gedeelte. En nou kan men jou finansiële state gaan vat en gaan kyk vir die wat kontantvloei het, dit werk so deur. En dan jou financing cash flows, daar is hy. Nou receipts, waar kry jy receipts? Jy kom van jou debiteure af. As ek kontantverkope gehad het, waar ek kontantverkope het, dan het ek 'n gedeelte van daai direk so intoe gevat. Om te sê, dis my kontantverkope. As ek dan sê, goed, my payment to suppliers, waar het bestaan dit? Dan sê ek, maar ek moet my inventory betaal. En daar is baie van die, as jy besigheid begin, baie selde kry ou sommer 'n rekening. Jy moet daai rekening eers so 'n bietjie hardloop. Dis so gewoonlik so tussen 3 en 6, 9 maande toe moet jy 'n bedryf voor ouens vir jou iets op skuld sal gee. So as jy dan inventory gaan aankoop, gaan dit direk 'n direkte betaling wees daar aan suppliers toe. Dieselfde dan in payment to employees.
tags kom uit daai gedeelte uit en dit kom provision van tags af. So kyk net weer, dis die gedagte is hier om nie om die skrik te maak of om vir iets voor te hou wat nou hoogs tegnies is. Die gedagte is net om te wys dat sou ek 'n model opstel, sou ek 'n kontantvloei vooruitskatting opstel, is hierdie goed met mekaar gelink. Dit hou verband met mekaar. En dis die belangrike ding van as jy die ding gaan opstel om seker te maak dat as ek tax by dit, wanneer gaan ek daai tax betaal? David kom nou in, dan praat 'n bietjie oor die tax. Maar dit is belangrik om te weet, man, ek betaal dit op 6 maande, of betaal dit op einde van die jaar, om daai goed in te sit, want dit bou in jou kontantvloei. Dis wanneer ek daai geldjies moet op sy sit. Nou het jy die geld gebruik om te gaan vakansie hou, nou is dit nie daar nie, wat maak jy nou? Nou maak jy jou besigheid seer hoe jy vakansie hou het, terwyl jy die geld moes gebruik het om die belasting te betaal. En dis belangrik om daai kontantvloei gedeeltes, wanneer dit plaasvind, te kan verstaan. En dis wat hierdie ding net eenvoudig wys. Dit wys vir jou hoe die goed inskakel en waar dit dan deurvloei in elkeen van die areas. As ons vinnig gaan kyk en dan sê ons goed, kom ons, ek dink die hoofboodskappe wat ons het hierso, en soos ek gesê het, ek wou nou nie hierdie ding so tegnies gemaak het nie, maar dit is net belangrik om die boodskap oor te bring, is dat die goed aan mekaar gelink is, en daar is 'n rede hoekom dit aan mekaar gelink is, en ek het probeer wys hoe dit aan mekaar gelink is. Inkomste en die verandering in receivables, drive cash receipts. Dit moet 'n ou verstaan. En dis een van die dinge as ons reg teruggaan na die tesouriebestuur, wat ek vir julle verduidelik van, is om te sit en kyk en sê, maar wat's besig om in besigheid te gebeur? Dan het ons ook gesê, cost of goods sold, die verandering in my voorraad, en die verandering in my krediteure, drywe die betaling aan my suppliers. As jy nou hierdie punte gaan opsom of gaan uithaal, dis die waaroor die vorige 3 slides gegaan het. Jou wages, jou labor, and change in salaries and cost drives payment to employees. Okay? En nou moet dit hê, as jy op 'n kontantvloei vooruitskatting maak, wys dit daarso, want een van die aannames gaan wees, maar wat verwag jy gaan met jou lone gebeur? Hoe gaan jou lone verander? Hoe gaan jou salarisse verander? Wat se voordele het jy daarin? Hoe het jy dit bestuur? Tax and change in provision of tax drives tax paid. So in 'n model, dit dryf die tax betalings. Your capital expenditure and sales of asset drives change in PPE. PPE is property, plant and equipment. Dis tipies jou vaste bates, dit verander daai. En dan repayment of debt and proceeds from borrowing drive long-term debt amount. Met ander woorde, hoe ek dit gaan betaal en die opbrengs wat ek kry, of die heruitgif van, as ek nuwe finansiering soek, en ek kry dit, het dit 'n impak op my long-term debt amount, wat ek wys op my balansstaat en in my inkomstestaat. Nie inkomstestaat nie, kontantvloei staat. En dan jou opening cash balance equals closing cash balance van die previous year. Dis 'n eenvoudige ding om te sê, maar waarmee ek begin het, of waarmee ek geëindig het laas jaar, dit begin ek weer hierdie jaar mee. Dis 'n eenvoudige beginsel. Dan die closing cash balance van die cash flow statement needs to cash balance for the current year balance. Nou dis belangrik hierdie, jy weet, ouens stel 'n kontantvloei staat op en dan draai die, kom ek wys julle gou daai en as ek kan teruggaan, dan taai jou cash nie ooreen nie. Met ander woorde, wat ons gesê het hierso, daai kontantjie, ek weet, kom ons klik net gou daarso op. Daai kontant daarso, closing cash balance op jou cash flow, sal ooreenstem met daai ene die einde, en daai ene daarso sal ooreenstem met wat in daai rekening is in die begin. En dis maar al wat dit is. Met ander woorde, wat in daai rekening aangegaan het ons eintlik hierso gerekonsilieer. Is daar enige vrae oor hierdie onderwerp? Ek dink hierdie was 'n bietjie meer tegnies gewees as wat ons gehad het. Ek sien daar is 'n hand daarso. In Centurion is dit 'n hand gewees daai. Nee, dit lyk nie so nie. Enige van die ander areas? Enige, daar's 'n hand daar? Ja, vra maar. Kan ek, is daar enige basiese template so jy kan erns kry om daai hele system van die net af, internet af te laai, waar jy jou hele finansiële state kan, al daai goed kan intrek, wat hulle self outomaties die hele program klaar geskryf is, dat jy net die nodiges insit en dat hulle deurtrek. Dit is 'n baie goeie vraag daai. Ek het 'n standaard ene wat eenvoudig is en wat ek agterkom die meeste ouens gaan pas dit aan. Daar is programme en sagteware wat gebruik word om die goed so te kan doen, en dan uit jou verslagdoening sagteware, as jy gaan dink aan Pastel of Xero of enige van hierdie boekhoustelsels wat so iets kan genereer. Hulle noem dit maar 'n business information of business intelligence center, wat dit in Excel gaan uitsit. En die gedagte daar agter net is dat 'n ou die onderliggende program of programmatuur, die data wat daar sit,
eenvoudig kan manipuleer en kan insit, eerder as wat jy dit gaan in Excel gaan doen en dan probeer uittrek uit die program uit. So dit is eintlik die omgekeerde waar daai program wat jy gaan gebruik, die data net instoot in Excel en jy dan gaan manipuleer. So wat ek eintlik sê, daar is sulke goed. Ek het enetjie afgelaai wat ek saam met hierdie voorlegging ook sal beskikbaar maak, maar ek dink die belangrike ding gaan hierso wees, as jy watter sagte ware pakket jy ook al gebruik, die pakket het redelike goeie verslagdoeningsmodules, maak seker dat 'n ou gekonfyt raak daan of kry iemand om 'n ou te help, want dan kan jy die data wat in die module sit of in die model sit, baie makliker manipuleer as wat jy dit anderster omdoen, waar jy dit eers in Excel sou bou en dan sou terugvat na jou Excel, na jou Pastel of jou ECPAC of jou SAP of wat dit ook al is wat jy sou gebruik. Enige ander vrae? Daar sy. Hier is die moed. Ons wil net vra dat dis nou 'n bietjie laat, maar as mens dalk die voorlegging vooraf kan hê op papier, dis baie ver om te sien en ons kan amper nie lees wat daar staan nie. So mense sou wel aantekeninge gemaak het, maar dit was redelik moeilik om te sien tot daar. Dis goed jy dit noem, want ek het toe ek die ding voorberei, tipies sal ons gaan en sê, maar as jy so voorlegging doen, en jy doen dit op 'n PowerPoint, moet jy tot 'n 24 font sit, want jy sal die mense dit kan sien. So ek was bekommerd geweest daaroor, maar ek dink ek sal dit meedeel aan die ouens om seker te maak dat ons print-outs van die goed kan kry en dat 'n ou dit so kan doen dat jy dan aantekeninge op dit kan maak ook. So dis 'n baie geldige opmerking daai, dankie. As er niks verder is nie, baie dankie julle ouens en sterkte. Ek dink dit was 'n lekker 2 sessies wat ons kon gehad het. Ek hoop dit help julle om bietjie meer te dink hieroor en miskien 'n goed van 'n ander kant af te sit. En ek sal daai opmerking ter harte neem en so volgende keer kyk dat ons die slides effens groter maak, want as dit so klein is gaan 'n ou nie kan sien en dan mis jy die punte. Dankie julle.